Meer en meer begin my oë helderder in die spieëls van die huis reflekteer. En blymoedigheid begin my gees te vul. Dit op sigself 'n wonderwerk. Nooit sou ek selfs 'n jaar gelede kon glo dat so iets moontlik is nie. Is dit omdat ek die drekgevoelens uit my gees hier uitdruk, in swart letters en geuiterde woorde uitgepraat word? Wie weet, die potensiaal van drome wat waar kan word, begin my gees vul. Die visioene van hoop wat vir dekades dormant in my gees gelê het, maak meer en meer hulle verskyning. Die helse wanhoop van gister se pyn word deur klein spikkels onverwagse sprankelblydskap vervang, soos nuwe groenigheid na 'n seisoen waar daar geen water, lewe in 'n kurkdroë tuin was nie. Die hoop van 'n deurbraak skyn meer gereeld soos dun bane son deur die gebruikelike swart wolke van wanhoop. Ek voel hoe my gebroke gees soos die mure van Jerusalem herbou word, al is dit slegs een steen op 'n slag. Meer en meer is daar die vermoë om vanuit my rioolput uit te klim en op die wal daarvan te gaan sit. Daar is nog 'n ver pad wat voor lê, maar ek sien 'n wonderwerk ontvou. Is dit omdat ek besluit het om die woede, bitterheid te laat gaan, te laat wegwaai deur die genade van sy volmaakte gees? Die deure van woede, bitterheid oop te maak, sodat sy vrede hulle intrek kan kom neem. Ek was altyd bang om hom te ontmoet, omdat ek geweet het dat ek nie gereed was nie. Diep in my wese het ek geweet dat my bitterheid onaanvaarbaar vir hom was. Is die vrylaat van daardie gevoelens een van die redes wat die herstel van my skynbaar onherstelbare gebrokenheid aanhelp? Nooit sou ek dit kon raai nie. Eers nou besef ek die verkeerdheid van my gedagtes, my gesindheid. O Here, hoeveel het U van my verdra? Wie is ek dat U my ellendige sondaar so genadig was en is? Ek droom groot, anders sal dit as totale gekkigheid beskou. Ek dink aan die radiodrama wat 2 jaar gelede vir 'n BBC kompetisie ingeskryf is. Hoe God my ten spyte van verkeerdheid, sondigheid, woorde deur haastige vingers op die gebruikelike skootrekenaar se skerm laat verskyn het. Hoe dit in rekordtyd neergepen is, na die tyd deur my verbaasde oë deurgelees is, baie bewus daarvan dat hy die skrywer daarvan was. In alle eenvoud, nederigheid ervaar my onderbewussyn dat hierdie manuskrip aan die vereistes voldoen om op een of ander manier in fisiese formaat uitgebeeld sal kan word.
nie slegs deur onbekende gesigte agter gesofistikeerde mikrofone in 'n klankateljee nie, maar gesigte live voor kameras. En om heeltemal eerlik te wees, dit sal 'n openbare bevestiging wees van die vermoë wat hy my gegee het om woordelikse reproduksies van innerlike gedagtes weer te gee. Hierdie verhaal om die wat in die donkerste wanhoop verkeer, weer moed te gee, weer op te laat staan. Die verhaal, die van 'n kind, jong meisie wat deur die geweld van haar jong dogtertjie daar verkeerde keuses gemaak het, maar tog teruggekeer het na die smal weg. Vergifnis uitgedeel het na die ouer wat haar op die ergste moontlike manier mishandel het. Hoe die vryspreek haar op vlerke van sukses laat sweef het. Maar so 'n waarmaking van 'n amper onrealistiese droom kan slegs deur hom as 'n wonderwerk manifesteer. Dis verseker. One can dream, why not? Ek wag vir daardie deurbraak wat my hele lewe gaan verander. Joël 2 vers 25 tot 27 is immers in die voue van my wonderwerkende brein ingevleg.